Johan, hallo. Ruben, lekker om hier te wees. Lekker om Dames en jou heren. gezicht te zien. Welkom Wat een voorrecht. by Bevangen, episode 8. 8. Al 8. Crazy, dude. Amper by die double digits. Yes. Ja, nee, is lekker om hier te wees. Vir die van julle wat die vorige episode gemis het, episode 7, ons het 'n baie cool gas aangename jong man op die Met die naam van podcast gehad. Sous. Sous. En as jy wil weet hoekom hy sous is, moet jy die episode gaan kyk. Want hy verduidelik ons. Ja. Bietjie met hierdie beroemde Sous gesels oor leierskap. Baie insiggewend. Soveel so dat ons 'n comment gehad het wat sê dit het hulle regtig baie gehelp. 'n Bietjie laat in die lewe gekom, maar Hey, solank ons kan help. solank ons kan help. Maar drop 'n comment daaronder as jy nog sulke insiggewende kommentaar het vir ons. Ja, en enige kommentaar oor wat hierdie podcast vir jou beteken, al is dit net snaaks, Ja. soos wat Baie mense doen. Almal wat met my praat oor dit vir my sê. Een snaakse kommentaar wat ek gekry het van een van ons vriende was hy hou nie van die podcast nie. Wat? Want dit lyk soos sy chommies wat net sit en kuier sonder hom. Ja, so Moes dit eintlik is. so eintlik voel hy uit. Dit is hy mis eintlik hy voel net uit. Ja, hierdie is die kaliber van ons socials. Ja. Praat sport, games en dinge van die lewe. Ja, dis al. Dit's baie intens, baie intiem. So gepraat van sport. Op die vorige episode het ek genoem dat iets waar ons moet gesels is sportdominansie. Ja. Nou Onthou, jy het onthou. Ja. Die episode gaan kyk. Ek het die episode weer gaan kyk. En die rede Let's hoekom ek go. dit hierdie keer onthou het, want deur een van ons kykers was dit uitgewys dat ek op 'n vorige episode along the way gesê het, ons moet hieroor praat die volgende keer en nooit het nie. Ek vra nederig om verskoning. Ons figure nog die kontinuïteit van die podcast uit en die struktuur. Ja, so sportdominansie. Sportdominansie. As groot Formule 1 fans. Hey, voordat jy op dit kom. Ons moet daai hierdie keer in die sak jou. Okay. Weet net, ons gaan definitief baie oor Formule 1 praat vandag. Dis 'n F1 episode. Dis 'n F1 episode. So, as 'n Formule 1 wat jy Kyker. weet, kyker, aanskouer, frustreer dit my dat die Formule 1 gemeenskap 'n probleem het met Red Bull wat so gereeld wen op die oomblik. Soveel comments het ek al gesien. Steeds hy hulle oor 2021 nou. Mense wat sê die sport het vervelig geraak, dis nie meer kompeterend nie, en hulle vra die FIA om net iets te doen. Realisties is die sport kompeterend is elke 5 jaar. Maar weet jy wat, dis nie net Red Bull nie. Ek's 'n Red Bull fan. Ja. So obviously klaar ek nie. Biased. Maar dis nie net oor Red Bull nie. 'n Paar jaar gelede, net nou Lank die dag. terug. Jy's net nou die dag. Voor 2021. O, die dinge nog goed gegaan het. Dit was net al koud, of niks het toe goed gegaan nie. Ja. Toe is die wêreld up in arms oor Mercedes, wat 7 jaar dominansie gehad het. En weet jy wat nog voor dit? Weet jy wie het voor dit dominansie gehad? Ferrari. En weet jy wie was voor hulle dominerend? Steeds Ferrari. En voor hulle Ek weet nie. McLaren. Ja. En voor hulle Williams. En so gaan dit aan. Ja. So, die punt waarby ek wil kom. En die punt van frustrasie is, as jy 'n individu is wat kla oor iets soos dominansie in sport, Wees net beter. sies hy, kom oor jouself. Nee, ek spot, maar kom oor jouself. Dis die aard van enige situasie wanneer 'n kompetisie deel van die somme is. As in Formule 1, wat is die punt van Formule 1? Wat is die goal? Om te wen. Om te wen. Geld te Om 'n maak. constructors te wen as 'n span en vir jou as 'n drywer World Championship te wen. Yes. Dit is die einddoel. Dis die hoogste honor wat jy kan bereik. Dit is wanneer die geld die beste is wanneer jy wen. Ja. So hoe kan ons dan ongelukkig raak met die ou wat heeltyd wen? Dit beteken hy doen wat hy moet doen beter as die res. Dis omdat ons talent haat, Johan.
is omdat ons talent is. Vat jy my quote van my. Sorry ou. Dis wat ek gekry het. Ons het miskien nie die gesprek Nee. al gehad. Nee. Dit is, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat jy sê. Ja. Mense haat talent, of dis dalk bietjie hard gestel. Ja. Kan nie talent waardeer nie, of is gekonfronteer in hulle self oor talent. Ek dink is meer 'n geval van gekonfronteer oor dit, ja. Want ek hulle is nie so suksesvol nie. Ek bedoel, hoe kan jy ongelukkig, frustreerd of kwaad vir 'n ou wees wat die talente wat hy gekry het so uitlewe dat hy betaal word daarvoor en dat hy heeltyd wen? Kom kan jy nie net 'n ou sy plekkie in die son gee nie. Dis 'n baie goeie vraag. Byvoorbeeld, meeste Red Bull fans haat Hamilton, baie te sê oor Hamilton. Ja. Ek sê eerlik, ek hou nie van die ou as 'n persoon nie. Dit wat ek al van hom gesien het, sy karakter frustreer my. Ja. Maar Hy's 'n great driver. hy is definitief een van die beste Ek drywers. meen hy's like 'n 7-time world champion. Saam met Schumacher. Daar's 'n rede vir dit. Rond dit. Sien wat hy net. Ja, so wat as hy die vinnigste kar gery het, weet jy wat? F1 is 'n sport Met karre. is 'n spansport. Sport, sport. wou sê 'n spansport. 'n Sportspan. As jou ingenieurs jou die beste kar gegee het, Dan shame. great. Dit is soos om Pieter Steff te tooi in 'n World Cup final te hê. Dis unfair teenoor jou oppositie. Ja, sorry. Maar jy is in jou span. Sorry All Blacks. Ja, Jody Barrett. Ja, wop. As jy hierdie kyk, which ek weet jy doen nie. Cry about it. Want het voel jou pyn. Nie regtig ons Ons World Cup lag gewen. Nee, ek het gelaf. So nee, dis soos jy sê, ons kan nie vir iemand sy stukkie son gun nie. Jy het soos jy ons praat nou van die All Blacks hierso, soos hulle was dominant vir 'n lang rukkie Ja, en mense het dit gehad. Mense het baie issues daarmee gehad. Nou dominate ons en hulle haat dit ewen meer. Soveel so dat die wêreld rugby raad of Unie wat ook dit wil noem, het reëls ingestel om teen die manier hoe die Bokke in die World Cup gespeel het. Ja, want Dr. Rassie, honorable Dr. Rassie. Dr. Rassie. Hy het mos net. Sy dokter. Omdat hy slim is. Ja, omdat hy binne die reëls 'n nuwe manier van speel ontdek het. Hoekom pla dit jou as 'n ou 'n anderste bench opsit as wat jy het? Ja. Dit het niks met hom te doen nie. Ek bedoel, ek sien hoe mense sê nee, dis it's against the spirit of the game. Ja. Nee, dit is nie, dan sal daar reëls wees teen. Dit is binne die reëls. Dit is 'n persoon wat die reëls gevat het en binne die reëls as jy aan daai reëls kreatiewe oplossing as jy aan daai gekry het. strategie gedink het, sou jy fyn wees daarmee. Ja, as in jou plan, as jy die World Cup gewen het. As ek die wie ook al was en die bomb squad uitgedink het. Ja. Wie is beter? Maar weer eens, hoekom? Soos jy gesê het, haat ons talent. Rassie is talentvol. Ja. Trek dit na sokker toe. Messi en Ronaldo debate. Wat maak dit saak of die een die beste in geskiedenis of nie? Ja. Hoekom waardeer ons nie twee eksepsionele spelers of mense in hulle veld nie? Ek bedoel nou, hulle is op pad om af te tree. Dit sal jare wees voor jy weer so iets sien en ons mense wat hulle hele carrière lank die twee so probeer vergelyk het. Jy het gemis wat besig was om voor jou te gebeur. Dit was once in a lifetime. Missed out on greatness. Nee, en ek dink dit translate verder as net sport. Ek weet nou nie van jou nie, ou, maar die een plek waar regtig die lelike kompeterende kant van mense uitkom is met board games. Dude. Mense wat so like kompeterend is in 30 seconds. Ek wen hulle altyd en hulle haat dit. Ek het 'n teorie oor 30 seconds. As nou met deel gehou. Ek dink mense voel dom. Ja. Dis hoekom hulle nie hou van verloor nie. Veral in daai game. Dus ek dink hulle voel dom en hulle freak uit. Ja. Shame. Jy het iets nie geweet nie. Okay. Ander game, Catan. Ek sak in Catan. Ja, hy's fucking great. Maar as mense wat goed is, hoor. Ja, baie goed, maar en as hulle nie geniet. Ek het al Catan gespeel. En baie ander board games met mense dat as
'n persoon as die persoon wat so kompeterend is besef hy is besig om te verloor, freak hy uit. Ja. Freak hy uit. Hy freak uit. En hy sal die game so onplesierig maak dat niemand dit geniet later aan nie. En ek erken, ek like om te wen. Ons doen, ja. Like om te wen. It is embedded in us. Maar wanneer jou kompetisie jou joy begin steel Ja. in 'n sekere omstandighede, dan moet ek begin vra. Vir jouself. Ja. Ja. En, Why am I like this? Hoekom hou ek nie hiervan nie? En ek dink dit kom neer op kompetisie raak belangrik. Die wen raak belangriker as die persoon. Ja. Iemand kos vat iets wat baie kompeterend is. Soos ek wat club rugby speel, weet jy hoe sak dit om te sien hoe wanneer 'n ou begin verloor, hy vieslik raak. Ja. Hy begin ouens vloek en skel en jy kan soms sien hy's uit daarop om iemand seer te maak. Dit is nie deel van die rugby game nie. Nou, omdat jy verloor en nie daarvan hou nie, haal jy dit so uit, dan sien ek nie eers net jou opponent nie, dan sien ek spelers wat mekaar uitvreet. In dieselfde span. Ja, in dieselfde span en baklei en mislik is. Dit is rugby speel genoem. En nie rugby baklei nie. En jou kompeterendheid steel die joy en die pret uit dit uit. En dit is my regtig sad om te sien. Maar jy het dit genoem, dit kom uit insecurity uit. Ja. Want ek wil nie verloor nie. Maar hoekom? Ek het iets om te bewys vir myself of vir iemand of en ek dink dit gaan kom neer op vergelyking. Almal ongelukkig, as jy nou jou TikTok of jou Instagram oopmaak, al wat gebeur is, mense is besig om mekaar te vergelyk met hulself, met ander. It's all about comparison. En dan freak ons uit wanneer iemand iets het, of 'n skill het, of 'n talent het wat ons nie het nie. En dan voel ons sleg daaroor, en is kwaad daaroor. Nou, wanneer iemand beter is as jy in iets, daar's twee goed wat jy kan doen. Ja. Either, jy aanvaar hulle is beter as jy, en gaan aan met jou lewe, of jy werk aan om jouself te verbeter. Dis wat jy doen. Jy is beter. Dit help nie, jy kritiseer jou, of probeer hom ontneem van sy oomblik nie. Lewe is taaf. As die son vir iemand skyn, kom ons geniet vir hulle. Ja, dit gaan oor daai comparison ding. Daar's mos daai like, I mean, it's a very cheesy quote, maar dit is comparison is the thief of joy. Oh yes. Ja. Sit dit op Dit op hom. Comparison. Is the thief of joy. Met daai handjie wat 'n smiley steel. Oh, cool. Graphic designing hierso. Wow. Ideation. Ja. Ons het hemde uitbring, bevange hemde. Ons sê dit al elke keer. Bevange hemde. Elke episode is ons moet hemde kry. Elke episode. Nee, ons is nog nie daar nie. Nog nie. Nog nie. Dat is nie. Nee, so ek moet sê dat ek besef dis my regtig frustrerend, maar ook baie convicting in die sin van wanneer laat ek ook toe dat kompetisie of die vergelyking in my joy steel of vir my belangriker raak as die ander persoon. Ja. Want ek stem saam, dis nie lekker om te verloor, niemand hou daarvan om te verloor nie, maar daar is 'n sêding van jy verloor met grace en jy wen met humility. Exactly. Partykeer is jy nie op jou dag nie, okay, cool. Ja. Maar ons moet ophou kwaad en frustreerd raak met die mense wat goed doen, met mense wat wen, met mense wat beter is en seker goed. En jy sien, dit kom neer op in wat sit jou waarde? En waar lê jou identiteit? Ons praat nou 'n bietjie dieper dinge as gewoonlik hierso, maar as jou waarde gegrond is in wie jy is en wie jou geskep het, dan maak dit nie saak waarmee jy goed is of nie goed is nie. Ek voel nie sleg dat ek nie op hoe oud was Verstappen op 17 al 'n F1 drywer is nie. Ja. Ek's okay daarmee. Ja. Sou nice wees? Nee, ek wil nie daai lewe hê nie. Nee, dude, ek kan spoed. Ek waardeer spoed, maar ek hou nie van spoed nie. Ek hou van spoed, hè. Nee, wat? Nee. Daai ouens is spesiaal. Hulle is baie spesiaal, ek sal sê. Die scary ding is, as jy begin vergelyk, daar's altyd iemand wat beter as jy. Altyd, al is jy daarbo. Byvoorbeeld, daar's 'n Fransman, Kylian Mbappé, wat sokker speel. Hy het op die ouderdom, hy 2018, hy so oud soos ek, hoe 2018 is hoe lank terug? 6 jaar terug. 20, about. 21, 20,
toe, Daarom. nee, 20, hy was 20 jaar oud. Okay. Toe wen hy al 'n World Cup vir sokker saam met Frankryk. Crazy. Op 20 jaar oud is jy 'n World Cup wenner. Daar is nie 'n hoër prestasie in wêreldsokker as 'n World Cup saam met jou nasie wen. Verstaan? Nou as ek myself gaan 20. op 20. So as ek myself gaan begin vergelyk, altyd depressed wees. Altyd. Altyd minste voel want ek het nie talle Maar dan gaan jy in kompetisie begin word met jouself. en ek weet baie ouens sê jy's net in kompetisie met jouself. Ja. Maar daar's 'n fyn lyn. Jy's altyd jy daag jouself altyd uit om beter te doen en beter te wees as wat jy gister was. Ja. En maar nie net in fisies goed nie, in terme van Maar jou verhoudinge met hoe jy met mense was, jou gesondheid, die goed wat regtig saak maak, maar om in kompetisie te staan met ander mense gaan baie donker vir jou raak want daar's altyd iemand beter. Exactly. Daar's altyd iemand beter en dis oukei. Ja. Wie is jy? Geniet wie jy is, vind jou eie talente en ontwikkel dit. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, ons kan jou help. Gaan comment. Gaan doen Target Life Gap jaar. Maar wat as ek soos 50 is? Dat is te laat vir. Nee, is nooit te laat. Nooit te laat om jou passies en drome te pursue nie. Ja, jou sit daar op identiteit. Ja, it's never too late. En jou roeping en identiteit ontdek, jy is nooit te laat nie. Exactly. Maar dit kom neer op as jy nie tevrede is met jouself in jouself nie, dan gaan jy vergelyk en kompeteer en ongelukkig raak met mense wat goed doen. Ja, So die beginpunt is raak oukei met jy. ja, vind jou identiteit. En as jy nie is nie en daar's goed in jou lewe waarvan jy nie hou nie, Soms veel beter. okay? Sort dit uit. Raak ontslaaf van dit. Ja. Verbeter dit. En ek dink dis die lekkerste ding van mens wees. Soos ons het die vermoë om goed te change in ons lewens, altyd. The indomitable human spirit. Wat? Hoe ook al jy dit sê. Die wat? Daai is 'n tongknipper. Nee, so kompetisie, identiteit, insecurities, al daai goedjies. Dat Ons het die- dramatic musiek begin speel hier agter ons. Ek weet nie, Ja, dit pas nog ons. ja, so Pas erg. nog pas. Wow. So erg. Ja, nee, ons kry nog steeds so sounds hier in wat ons nie wil hê nie. Hi. Maar net vir nou, Pas nuus. ons het nuus. Maar ons gaan dit los vandaan hè. Ja, Die ander nuus. Jy het die F1 gekyk hierdie naweek. ek het die highlights gesien. Het jy die highlights gesien? Ek het die highlights Jy het gesien. gesien wie het gewen. Ek het gesien wie gewen. Ek dink ons gaan die kamera reset en dan praat ons hieroor. Lando Norris. Lando Norris. Hy het gewen. Yeah. So trots. Maiden Grand Prix wen Dit uiteindelik. kan ek net sê ek het amper nie eers die reis gekyk hoe hy wen nie want dis 'n Sondag aand. Yes. Like 10:00 die aand. Hulle het Die in reis is Miami, 10:00 for some reason. hulle het in Miami gery. Ja. 10:00 die aand, so ek sit nou na F1 kyk is soos 'n familie aktiwiteit. So ons almal sit nou daar en ek sê ja, nee, kyk cool, ek gaan nie eers die 10 die soos eerste 10 minute van die reis kyk, jy weet, en obviously jy weet dan as Verstappen, Dis goeie indication van wie die voordeel. ja, goed, want dan sou klaar soos 'n minuut voor, hulle hele lap voor Ja. almal wat ook al. En toe was hy nie. Toe slat hy 'n cone en toe gaan dinge verkeerd vir hom. Ek moet sê ek dink ons baie luck in Formule 1. Ek dink ook so, maar- want byvoorbeeld hierdie reis Verstappen maak 'n fout wat hy amper nooit doen nie. Kry skade op sy kar wat veroorsaak hy gaan pit Yes. en toe die rekenaar die Safety car, Lando kry 'n free pit. Yes. So alles het gegaan vir McLaren. Yes. Die naam Maar ook hulle het upgrades gekry. Hulle het upgrades gemaak, maar as luck aan jou kant is, beteken nie jy verdien nie jou wen nie. Ja. Dit was jou beurt. It happens. So ek baie bly vir Norris. Baie bly vir McLaren. Het jy daai interview gesien wat hulle gedoen het na die tyd met Verstappen en Norris en wie was derde? Sainz was derde. Leclerc was derde. Wat die interviewer vir Norris vra of hy vra vir die interviewer vra vir Verstappen soos hy as Norris nie 'n free pit stop gehad het nie, sou jy die race gewen het en toe sê hy iets van soos as my ma bals gehad het was hy my pa.
If my mom had balls, she were my dad. She'd be my dad. Oh, yes. Very funny. Ja, maar ek hoor seker tipe Ja. vrae soos wat as beteken niks? Niks nie. Hy het Hy het gewen. gewen. Dit help nie om te maar. Ja, maar daar was so vriend. Nee, hy het gewen. En ek moet sê dis wat ek regtig baie van Verstappen hou. Hy weet hy het 'n fout gemaak. Hy het hom sy plek in die son gegee hoor. Ja, en hy het hom geëer soos ek dink die hele F1 grid was baie bly vir Norris. Was baie like, ja. Want ek dink hy is die most decorated F1 drywer sonder 'n wen gewees tot op hierdie naweek. Ja, dit is Of amongst die most decorated, Ja. most podiums. Definitief. So nee, was sy beurt. Ek's baie bly vir hom. Ek's Ja, regtig bly ja, ek vir dink hom. dit was cool. Wel dan vir Finally. McLaren uiteindelik. Mens weet nou nie wanneer dit weer gaan gebeur nie. Ja. Maar ek like dat McLaren weer 'n bietjie aan die gang is want Nou, nou McLaren ja, nog altyd. het jy weer 'n bietjie meer kompetisie. Ja, wat is hulle die volgende reis hê? En die volgende is dan al. En die volgende een. Dan gaan die Lando Norris champion hierdie jaar. Who knows? Ek sal nie so weg nie. Ja. Not Twyfel. yet. Not yet. Maar As dit gebeur, sal ons terugkyk op hierdie episode en lag. ja, definitief. Al is dit oor 3 jaar. Alles oor 3 jaar. Ek dink as jy deur die grid gaan, daar's genoeg ouens wat die potential het. Ja. Vir dit. En maar ek dink wat obviously twee groot F1 fans, weet jy wat ons nog nooit gedoen het nie? Wat? Ons het nog nooit die drywers 'n review gegee nie. Wat ons dink van hulle Reviews is okay. Ja, wat ons dink van die drywers, verdien hulle seats, al daai goed nie. So Okay. ek het die huidige championship lys hier op my foon van hoe die punte Ons van onderaf begin by De Tans Vries staan. en so en De Vries ry al lank al nie meer nie. So, goed so. as ons begin. So ek gaan vir jou die naam lees Okay. en jy gaan kos nie 'n one word. Okay. One word. 'n one word impression en dan kan ons gou 'n bietjie gesels oor die individual. So net omdat dit 'n bietjie snaaks is. Hoeveel drywers is daar gewoonlik in 'n seisoen? Ja, so 20. Okay. 20 wat ry op 'n slag. So op die punte telling Maar ek wil sê daar's 22. is daar 21. 21. Okay. Okay, so ons sal nou gaan lekker lag. Ons begin by die eerste 5 het almal 0 punte. Okay. Logan Sargent. Begin ons van onderaf boontoe. Ja. Okay, Logan Sargent. Yeehaw. Dis my review. Dit is aan ding. Ja, ek dink sy tyd's verby. In my opinie. Maar hy gaan nog bly want daar's reise in Amerika en ja, hulle kyker vir die Americans. So drop ek jou foon 'n bietjie daarso. Net vir 'n kamera. ja, hy's nog meer daar vir show. vir geld maak. Dis check jy hy's 'n American driver. Kyk ons sport. Ja, so ja, Yeehaw. Valtteri Bottas. My snorgenoot. Jou snorgenoot. En Love hom, hy's cool. Hy was net die dag ek wil nie sê hier nie, maar hy was in Suid-Afrika. en die feit dat hy nog F1 ry, opinie? Ja, hy was top 3 like 2021 geweest. Dit was die finishing like die podium is altyd soos Hamilton, Verstappen, Bottas en wat ook al orde dit was. Ja. So hy's 'n goeie drywer, duidelik. Net nie 'n great car op hierdie stadium nie. Ja. Nou hy ry nou vir Sauber, Hulkenberg ry volgende jaar vir Sauber. Wie gaan hulle laat gaan? Vir Zhou of Bottas? Dit is moeilik. Dit is moeilik. Ek weet nie. Ek het nie 'n antwoord vir daai nie. Ja, baie interessant. Sover ek weet, ons weet nog nie. Ons weet nog nie. Dalk is dit al buite. Dalk het dit nou net gedrop. Bottas solid drywer. Solid drywer, love hom. Ek dink jy weet wat hy kry, maar jy moenie van hom verwag om punte vir jou te skoor met 'n crap kar nie. Ja. Pierre Gasly. I like vir Pierre Gasly. Jy like vir Pierre Ek Gasly. dink maybe hy so 'n tweede plek in 'n world championship. Ek wil nie sê hy's 'n world champion material nie, ek wil sê dat hy dalk in like second place somewhere. I think he lost it. Ja. Ek dink nie. Ek dink sy tyd in Red Bull wat hy nie gemaak het nie en in Alpine, ek dink nie hy het dit meer in hom nie. Fair. Maybe hy's nog jonk genoeg dat daar 'n resurgence in sy karier kan kom, maar ja, hy en Alpine pas op die oomblik. Hy voel very ja, ek weet nie, dit voel asof dit soos
Hy is die Schumacher vir Alpine. Dis die Schumacher. Michael of Mick? Michael. Zhao, Guanyu Zhao. Ja, nee, ek like hom. Ek weet nie. Solid driver. Niks. Terrible car. Ja, is erg moeilik om van hierdie drywers actually Want van hulle het net stryd op nie persoonlikhede nie. Ek weet nie. Soos Zhao. Ja, ek dink hy is baie so Sarge en hy maak hier regtig waves nie. no. Hy staan vir die En Chinese as hy doen is dit soos ja. well done, dude. Alex Albon. Wat is hy nou weer? Williams se Daar's tweede my. driver. Wie is hy? Hy stalk in talks vir Red Bull. Dink jy hy's 'n opsie vir Red Bull as Perez loop? Het hy nie vir Red Bull gery ook vir Hy het, but he didn't make it. Wel, ek het gehoor hy is in talks. Ek dink Albon is te nice. Hy's te nice vir die grid. Hy het nie nou I like Hy's te nice. daai star power Michael Schumacher douche in hom nie. Die ding is, al die top drivers is klein bietjie assholes. Ja. En hulle doen wat hulle moet. Ek dink hy's te nice. Kevin Magnussen. Mr. Babyface himself. Dis wat ek het. En in terme Hy van lyk soos die oudste jongste persoon op die grid. en in terme van sy bestuursvernuf. 10 second penalty vir Hulkenberg. Ja. Hy's 'n goeie spanspeler hierdie jaar. Hy's op die defense. Hy's 'n goeie spanspeler. Defensive linebacker. Defensive, ja. Esteban Ocon. Is die beste, ek like hom. Jy like almal by die grid so. Ja, Jy like dit. Nee, ons kom nog daar. Ocon gee hom 'n goeie kar en ek ry hom. Ja. As hy in 'n decent kar is, ry ek hom. Dit is soos een keer laas oor gewen ook nie. Hy het al gewen. Ek wil sê hy het Hy iewers al gewen 'n laas. Grand Prix gewen. Ja. En Ek onthou wen. in 'n beter kar dink ek hy's competitive, dink ek nie World Championship material nie. Competitive, In my definitely opinion. not world champion, ja. Ja. Die riem in my hart. Danny Ricciardo. Love hom. Hy moet net sy sokkies optrek. Yes, Beautiful smile aan hom. I love hom. Ek dink Danny Ric is 'n champ, Solid guy. maar ek weet nie, ek het kind of gedink as hierdie seisoen nie beter vir hom gaan nie, gaan hy moet klaarmaak. Ja. Ja, ek het gedink as jy hom in 'n Red Bull sal sit, sal jy dalk nog spark sien, maar die feit dat Yuki Tsunoda om heeltyd wen, sê vir my hy het dit nie meer nie. En dit was 'n decline van sy Red Bull daar af. Yes. It's just been going worse for the man. Shame. Ons trek nou by nommer 13, Nico Hülkenberg. The Hulk. Ja, hy shine ook nie vir my so baie nie. Ek dink hy doen goed in 'n Hy's in 'n haas. haas. Dis 'n haas. Ja, wat? Dis 'n haas draai. 6 punte in 'n haas. Which is nie bad. Hoeveel het sy spanlid? Ja, so alles op 7. Okay, cool. World champions, Poppy. Nice. Hulkenberg, solid drywer, gaan Sauber toe, waarskynlik vir die Audi projek. Ja, ek dink hy gee haas bietjie hoop. Ja. Oliver Beerman, 6 punte. Ja, Een reis, sy 6 punte. Ou Carlos Appendix wat gery het. Ja, ek dink Oliver Beerman wys vir hom Definite potential, dude. baie. Maar nie soos die Vries potential nie, soos actual potential. Ja, actual potential. Ja. Maar ek dink hy is net weer 'n voorbeeld van daar's jong ouetjies wat regtig dit verdien om kans te kry. Ja, daar is altyd iemand beter as jy. En ek weet nie wie gaan moet pad gee nie of wat nie, maar die toekoms van Formule 1 is definitief veilig. Ja. Lance Stroll. Nepo baby. Sy pappa het die team besit dit steeds. Ja, Lance Stroll. Dis al hoekom hy in daai team sit. En ek voel hy moet gaan golf speel of 'n chef word of something. Hy moet nie van hy nie. I don't like him. Ek stem saam. Ek dink as jy 'n meer competent driver in daai Aston Martin, want as die Aston Martin is stadig nie. Nee. Ek Kry meen, maar ons wys anders. dit. Kyk wat gebeur. Jy
dan het jy 'n fighting chance teen Mercedes. Exactly. Want Alonso is daar. Hy battle Mercedes consistently. Ja. So daar's 'n kans. Alright, top 10. Top 10. Yuki Tsunoda. Love him. Hy's cool. Dink jy hy gaan ooit Maar weg short van king. RB nie? Nee. Hy is dit klink snaaks. Hy is te goed vir RB om te laat gaan, Ja. maar nie goed genoeg vir Vir 'n Red groot Bull span om op te wil hê nie. Ja. Ek dink die Red Bull sal hom vat nie. Nog nie. Hy ry baie goed hierdie jaar. Hy's consistent. As dit aanhou maybe, maar hy maak te veel foute op die Ja. Ek kan sien hoe hy nog leer en ek kan definitief sien hoe hy competitive word. Ja. Maybe in 'n competitive kar eendag, maar Soos nie op die stadium nie nou nie, maar one day. promising. Definitief Baie 'n promising. promising driver. Dan ons die seven-time world champ Lewis Hamilton 9de. Love him as a driver, don't like him as a person. Ek dink sy tyd is verby. Ja, hy gaan Ferrari toe Ek volg. weet hy gaan Ferrari toe, maar unpopular opinion, ek dink dit gaan veel beter vir hom gaan. Ek dink ook nie so nie. Ek dink Ek verstaan die Mercedes is dalk nie so vinnig soos die ander karre hierdie jaar, Ja. maar hy is nie eers die beste een in 'n Mercedes nie. ja. So dink nog steeds Ferrari maak 'n massive fout. Yes. 8 Fernando Alonso. My pa. Sorry hom. Nee, ek love Fernando nog altyd. Ja. Hy is een van my favorites op die grid. Die dae as Fernando aftree gaan Dis 'n swaar dag. baie sad wees. Maar hy dit wat sien die rookie of the year vir my. Dit wat hy in 'n eerste maand te doen is very impressive. Insane. Imagine hy gaan Red Bull toe. Nog 'n world champion vir die ou. Ja, Hy sal vir Verstappen gas gee. Nee. world champion number 3 Definitely. loading. Hy sal definitief vir Verstappen. Dit sal definitief meer entertaining wees. Dit sal kompetisie. 7 George Russell. Don't like him at all. Is dit omdat hy 'n Brit is? Nee, dis net omdat ek hom nie like nie. Ek dink hy het world championship potential. Maybe. As sy tyd met 'n struggling Mercedes kar nie sy confidence breek nie. Maar ek dink daar's potensiaal. Ja. Oscar Piastri. Competitive potential. Ek weet nie van world champion potential. Ek dink daar's 'n world champion. Dink jy? Ek dink so. Dit wat hy in die McLaren hierdie jaar doen is regtig impressive. Sy eerste podium nou die dag gevat. Ag ja. You know what, I take it back. Ja, ek dink ek kan So ek dink hy het dit in hom. Eventually. Hy's ook jonk. Gee so 3 jaar. Ja, dis is sy tweede jaar wat hy nou ry. Gee 3 jaar. Dan dink ek ons meer Confident. beter prentjie hê. Yes. 'n beter prentjie hê. Nommer 5, Mr. Appendix homself, Carlos Sainz. Jy moet sê smooth operator. Smooth op. Ja, ek weet nie, ek sal dit so mixed op die ou, want soos dan like ek hom vir 'n reis en dan haal hy vir Piastri uit, dan sê ek soos hierdie freaking hierdie ou. Ek moet sê Carlos Sainz het definitief gestep op hierdie jaar. Ja, Dis van sy want dis beter jare. want hy gaan gefire word, dis hoekom. Want hy word gefire. Ja. Fair enough. Fair enough. Hy wil wys, hy's Maar hele ook, dis lekker om te sien dat die experience bietjie vir hom begin tel. Die experience hou hom honest. Ja. Dan die golden child van hierdie naweek, Lando Norris op 4de. World champion potential. Van die begin af sê mense al Ja, hy ek kan 'n het world ja, champ wees. Die laaste 2 jaar sy baie stil tot nou obviously ja. die laaste 2 races. Ja, ek dink die diepe water, stille waters diepe grond. Wow. Ek dink ons baie wat al lê. Charles Leclerc. World champion potential, ek like hom. Nie laas jaar en die jaar voor dit. Na 2022. Yes, toe Ferrari hom destroy het. Ja, ek dink sy confidence het regtig opgevat, maar ek dink ons begin Maar he's ietsie picking up sien. now, ja. Ietsie sien van Ek meen hy het 30 gekry nou met die ja, en hy's net 5 punte af Perez wat tweede lê. Ja. So gepraat van Perez. Mexican Minister of Defense. Ja. Beste meme quote van Beste F1 enetjie ever. daarso, ja. Nee, ek nou kom Perez hy's okay. Tussen die Red Bull drivers is hy nie my favorite nie. Gaan hy nog het hy nog jare in Red Bull? Ek hoop nie so nie. Jy sien die probleem is as hy aanhou tweede kry, kan jy nie justify om te laat Ja, gaan, nee, maar wat anders. maar hy's in 'n Red Bull, hy kan ook eerste kry. Hy's versnel, maar dan het jy natuurlik
Super Max Verstappen. TG. Ja, wel, wat kan ons sê? Een op die rankings, Max is Max. Max is Max. Wat meer sê jy? Is Max. My opinie, beste driver op die grid. Tydelijk, ja. Sit hom in enige kar, hy gaan perform. Ja. Ek dink nou nie hy is so goed dat hy 'n race gaan wen. Hy sal wen in Haas nie, maar hy sal definitief beter doen as die current Haas driver. Haas is besig om ons meme span te word. Hulle is nog altyd 'n meme span. Ja, dit is bietjie ons take op die F1 drywers. Ons sal aan die einde van die seisoen dink ek weer 'n review doen. Ja, bietjie as Lando Norris die championship vat. Nee, Verstappen gaan nog steeds. Mark my words. Ja, laat weet ons bietjie of julle die F1 content geniet. Dis iets waarvan ons baie hou, maar dis nie noodwendig. Of moet ons nie laat weet nie. Ons gaan dit anyway doen. Ja, maar ons sal dalk nie minder daar praat. Nee. Nou, dis tyd vir die nuus. Ongelukkig is hierdie ons laaste episode. In hierdie studio. Ons is baie excited om te kan sê dat Bevange Podcast is besig om groot te word. Ja, hierdie babietjie wat ons gebaar het vroeg in die jaar, is besig om groot te word. Wow. Hy is al 9, amper 9. Hy gaan nou laerskool toe. Kom sê hy is 8,5. 8,5. Graad 2. Is besig om groot te word. Ons het 'n ongelooflike geleentheid gekry om hande te vat met 'n individu aan wie ons julle nog baie graag wil voorstel. Om na 'n ordentlike studio toe te trek, beter setup. Hier is 'n ordentlike studio. Julle het die setup gesien in die intro. Nou verstaan julle hoe kom ons praat oor die klein kamer. Very exciting. Baie opgewonde. Ons rebrand. Ons praat nuwe logos, nuwe social media posts, shorts, die shebang, miskien 'n hemp of 2, 'n beker. Dit gaan baie cool wees. Ons praat van nuwe alles, meer gaste, meer consistency. Dit gaan net absolutely awesome wees. Ja, so as jy meer van ons wil sien en meer van ons op daai nuwe studio, gooi ons 'n like, ons subscribe, drop daai knoppie op die notifications. En hou ook julle uit vir die Bevange Podcast Instagram page wat binnekort wat ek gaan moet raan. Wat ons gaan raan. Ons is 'n span. Ja. Ja, baie exciting goed wat gebeur. Daar's blykbaar genoeg mense wat hou van wat ons doen, wat ons bietjie wil uithelp, hierdie beter maak, maar ons kan dit net ander beter maak met julle. Dankie vir die views. Yes. En ons kan nou confidently sê die 100 van julle wat die show elke keer kyk, consistently. Ons is baie dankbaar. Lief vir julle. So die volgende keer wat ons julle sien, nuwe brand. Is dit nie hier nie? Ja, nuwe brand, nuwe logo, nuwe studio, weird beige muur nie. Geen plant nie. Paul, daar gaan 'n plant wees. Net nie hierdie nie. Sorry. Gaan hom nie hoef te leen uit die sitkamer uit nie. Ja. Maar Johan, waar vind ons jou op sosiale media? Instagram @Johan Holtzapfel, HOLZAPFEL, Johan met 'n dubbel N. Dis jy daai uitgesmash. Ek sien eers my is van kon spel daar nie. Jare en jare se oefening. Ja, okay. Ruben, waar kry ons jou op sosiale media? Ruben_VV, dit is 2 V's _film op Instagram. Check jou daar. Hierdie was Bevange. Jy's bevange. Kom hier self en doen dit. Sien julle volgende keer in ons nuwe studio. Woo!